Shalom almal, Rabbi Shapira, dankie dat julle inskakel. Ek hoop dat die weeksvideo's wat ons vir julle almal maak, in baie tale waarin ons die eindtye ontsyfer, waarlik met jou gees aanklank vind na gelang jy verstaan wat vir ons almal voorlê. Ek wil julle weer herinner, soos ons nou by vandag se baie belangrike profetiese woord uitkom, dat the fall of Edom, the new Hamas, the Jewish DNA of Romans 11, daardie boeke, saam met die Besorah according to COVID-19, werklik epiese boeke is vir hierdie tyd. En daar is 'n rede hoekom ek gekies het om dit in al die tale te vertaal. Besoek ons asseblief, kry daardie boeke bestudeer. Elke woord van daardie boeke, want hulle hou groot profetiese waarde in vir elkeen van ons vandag. Ek wens ek kon jou regtig deur elke enkele woord neem, maar die tyd raak nou min. Lees dit op jou eie en sorg dat jy verstaan en voel vrymoedig om my te kontak en vrae te vra. Vandag wil ek met jou praat oor wat op die oomblik gebeur, aangesien ons belangrike gebeure sien plaasvind in Libanon, Sirië, Houthi, Iran, en ek wil vir jou 'n skrikwekkende en skokkende profesie wys oor wat tans gebeur. Binne die land van Israel. Dit is nie toevallig nie dat Israel weer in Gaza was in dieselfde week wat ons in die Torah in Levitikus 25 vers 24 lees. Lossing van die grond moet jy moontlik maak. Dit is nie toevallig dat Israel presies dieselfde week Gaza weer binnegegaan het met operasie Gideon's Chariots nie. Dit is baie belangrik. Party noem dit Gideon se strydwaans, ander noem dit die swaard van Gideon. Ek wil vir jou verduidelik wat vir ons voorlê. Ismael gaan val. Die Arabiese wêreld het begin met hul groot val. En daar is 'n vers in die Torah waaroor die rabbies van Israel praat, as 'n teken, 'n seker teken van die koms van die Here. Vandag wil ek dit vir jou wys. Onthou nou dat Israel op 16 Mei operasie Gideon se strydwaans begin het. Dit het pas gebeur. Let mooi op hierna. Dit is 'n teken van die koms van die Messias. In die Torah self. In Genesis 25, vers 17-18, lees ons oor die einde van Ismael se lewe. En dit sê, dit is die dae en die jare van Ismael se lewe. 137 jaar. Hy het sy laaste asem uitgeblaas, gesterf en is by sy mense vergader. Toe het hulle in Kavila by Sir gewoon, oos van Egipte tot by Assirië. Teenoor al sy broers het hy geval. Die geheim om die koms van die Messias te herken, vind ons in hierdie laaste woorde. Alpnei kol achif naval. Teenoor al sy broers het hy verval. Luister na wat die Baal HaTurim hieroor sê. Hy sê dat die volgende vers onmiddellik na die val van Ismael handel oor die geboorte van Isak. Wanneer ons sien dat Ismael val, beteken dit dat Isak op die punt staan om gebore te word. Luister hierna. Dit sê dat in die laaste dae Ismael sal val en dan sal die Messias, seun van Dawid, wat met Itzchak verbind is, in die wêreld gebore word. Die feit dat daar vandag nie meer 'n Sirië is soos ons dit geken het nie meer Hezbollah nie, en binnekort ook nie meer Hamas soos ons dit ken nie, beteken dis die tyd van die koms van die Messias. Maar nou, vriende, wil ek vir julle 'n baie belangrike geheim, misterie en kode wys wat in die Torah uitgewys word. In die Torah staan daar dat die aard van die val van Ismael in een woord opgesluit is. Dis in die woord naval. Die woord naval hou verband met die woord Nafil of Nephilim, die gevallenes, soos die demoniese wesens wat uit die hemel val. Maar dis meer as dit. Die woord naval beteken dat hy in 'n bodemlose put val. Hy val en hy sal nooit weer opstaan nie. Die finale val van Ismael is op hande.
En die volgende vers in die Torah sê vir ons dat die geboorte van Itzchak aan die kom is. En ons kommentators, ons rabbies, sê dat die woord val. Dink mooi oor wat ek nou vir jou gaan sê. Dit is belangrik. Hierdie woordval is 'n woord wat geassosieer word met die val van iemand anders. Wie is dit? Waar kom dit voor? Waar sien ons dit in die skrif? Dit is in Rigters 7:12. En die rabbi sê, die woord wat gebruik word om Ismael se finale val te beskryf, die val wat ons nou sien, is die Hebreëse woord naval. Dit is 'n unieke term wat verwys na die val en ineenstorting van Bnei Ismael, soos dit verband hou met Rigters 7:12. Verstaan jy, die rabbies het Rigters 7:12, waar die woord val voorkom, verbind met die val van Ismael. Jy wonder seker nou, wat staan daar in Rigters 7:12? Ek het al verskeie kere probeer om hierdie boodskap vir jou op te neem. Elke keer het demoniese aktiwiteit gekeer dat dit plaasvind. Maar nou ontvang jy dit. Luister na wat daar in Rigters 7:12 staan. Nou het Midian en Amalek en al die kinders van die ooste oor die vlakte geval, so dig soos sprinkane, en hulle kamele was ontelbaar, soos die sand aan die seestrand in menigte. Die val van Ismael word verbind met die val van Amalek en dit weer met die val van Hamas. Maar wag, daar is meer. Weet jy wat die volgende vers in die Torah verder sê, in Rigters 7:10, wat kom na die val wat verbind word met Ismael en verbind word met Amalek? Ek wil hê jy moet hoor wat die volgende vers sê. Wat word die operasie in Israel genoem? Die stryd waarvan Gideon. Wat sê Rigters 7:10? Dit sê, en ek haal aan, en toe Gideon daar aankom, vertel 'n man juis 'n droom, en hy sê vir hom, luister, ek het 'n droom gehad. Daar was 'n remoer, garsbrood het deur die kamp van die Midianiete gerol, en dit het by die tent gekom, en hy het dit getref, en dit het geval. Dit het dit omgekeer, en die tent het in mekaar gestort. Broers en susters, operasie Gideon se strydwa, die swaard van Gideon, soos baie dit noem, is niks anders nie as die finale hou. Wat nou aan Amalek toegedien gaan word, wat aan Hamas toegedien gaan word. Dit is nie toevallig dat Israel presies 'n week gelede Merkavot Gideon, die stryd waarvan Gideon begin het nie. En wie is die een wat soos brood lyk? Hy het 'n naam. En ons moet verstaan dat toe Israel hierdie offensiewe operasie geloods het, is dit die finale verval van Ismael wat voor ons oë plaasvind. Die een wat soos brood lyk, het 'n naam. En sy naam in rabbynse literatuur is Josef. Die geheim van hierdie gedeelte, sê ons rabbies vir ons, hou verband met die woorde brood van gars. Wat gerol het. Die brood verteenwoordig die fondament, ons Jesod, wat Josef is. Hy kom in magtige krag om selfs die demoniese magte en die nasies te tref. Daarom beteken hierdie naam Tzliel. Wat remoer is? Hy kom in groot remoer. Sy naam in gematria Tzliel is afgelei van die woord Zalul, wat presies dieselfde waarde het as die woord Josef. Maar wag, dit is nog nie alles wat die rabbi sê nie. Hy sê hy is geklee in die klere van Dawid. Hy kom as die Messias, seun van Dawid, alhoewel dit Josef is wat kom Gideon droom 'n droom en dan interpreteer hy die droom. Net soos Josef die droom geïnterpreteer het. Jy sien, hierdie woord in Hebreëus, Tzliel of Tzalul, het dieselfde waarde as die woord Josef.
Let op dat hierdie brood 'n garsbrood is. En die Ramaat sê, dit is bekend in ons geskrifte dat die koring 'n maatstaf van guns is, goed so. Maar daar is ook 'n maatstaf vir kefword, maar gars word hier ook genoem en hierdie gars is 'n maatstaf van oordeel. Hy gaan tot by die vieslike tent, hy gaan op na Gaza, na die veiligheid en hy gaan hulle van 'n hoë plek heeltemal afbring. Heeltemal af. En hy het afgesluit, hy het gesê, Gideon is 'n beeld van Josef, wat geklee is in die klere van Dawid, wat uiteindelik die Geula vir ons volk gaan inlei. Die Tsalil, die geluid van Remoer, die woord Tsalil, kom van die woord Matsil, die verlosser. Die verlosser is op pad. Die visioen van Gideon oor die val van Amalek is verbind aan hierdie operasie wat nou plaasvind, die stryd waarvan Gideon. Broers en susters, julle sien profesie wat voor julle oë vervul word. Ek doen vandag 'n beroep op julle. Staan met Israel. Staan saam met die Joodse volk. Lees my boek The Fall of Edom. Kyk na die openbaring wat aan ons almal vrygestel word om te verstaan. Laat ek dit vir jou opsom. Die val van Ismael is die begin van die verskyning van die koms van die Messias. Hierdie val van Ismael is die val van Amalek en dit is verbind aan iets wat Gideon genoem word, soos die strydwaans van Gideon wat nou in Gaza is. Mag die IDF suksesvol wees in die reiniging van Gaza nou terwyl Amalek onderstebo val. Wee aan die nasies wat teen Israel staan terwyl Israel doen wat hulle nou moet doen. Selfs wanneer Israel bring, soos in die Torah gedeelte van die afgelope week, verlossing bring vir die land. En wie is hierdie groot brood wat uit beide koring en gars gemaak is? Dit is Mashiach ben David en Mashiach ben Josef wat kragte saamspan om vir Israel te veg. Am Israel Chai. Mag God jou seën. Deel dit en lees The Fall of Edom in die nuwe Hamas. Shalom.